I greet each and every one of you this morning in Jesus' wonderful and lovely name. Baie dankie dat u vanoggend so saam met ons is, in persoon en ook op die platform, of dalk na die tyd. My bede bly dat die Here ieder en elke een sal aanraak en ryklik sal kom sien. As u Bybel saamgebring het, maak dit oop in die boek van Genesis. Ons gaan saam lees hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot die eerste gedeelte van vers 11. Genesis, die derde hoofstuk, en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot die eerste gedeelte van vers 11. Genesis, the third chapter, and we'll be reading from verse 1 to the first portion of verse 11. Genesis 3, verse 1 to 11a. Genesis 3 vanaf vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei so oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het 5 dae aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis in die tuin, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee, dat jy naak is? Tot sover, kom ons maak met ons oor toe. Here, ons sê vir u so dankie, dat ons weer eens geleentheid, Here, het, om tot u te kan kom. Dankie, Here, dat ons weer eens die kans het om te kan ontvang die woord wat u met ons wil deel, dat ons kan kom aansit aan die tafel wat u vir ons kom voorberei het. Sal u ons help, Here, om vandag ons harte voor u oop te maak. Sal u ons help, Here, om ons ore oop te maak, om te hoor wat die Gees van die Here ook aan hierdie gemeente wil sê. I want to pray, Lord, that you will bless your word this morning, and that you will allow it, Lord, to spring up within us, to become a fresh fountain of living waters that will bring forth life wherever it goes. En Here, dat u sentraal sal staan, soos die boom in die middel van die tuin gestaan het, u sentraal in die middel van ons lewens sal wees. En Here, ons die daardeur altyd, Here, net sal navolg, aanbid en verheerlik. Dis ons gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons teksvers is opgeteken in Genesis, die 3de hoofstuk, die 11de vers, hierdie gedeelte wat sê, wie het jou te kenne gegee? Wie het jou
te kenne gegee. Who told you? Who told you the text for meditation? And it was truly something to consider this morning. And therefore I want to title the message, Who has a say in your life? Wie, vir wie gee jy inspraak? Vir wie gee jy inspraak? Verlede week het ek hier Jesus se vraag aan Petrus. Petrus, het jy my lief? Vir ons gevra, waarop is u en ek ingestel? Ons kan nie ingestel wees op die regte dinge, op ons roeping in die Here, die uitvoering van die groot gebod en so meer, wanneer ons nie die regte inspraak in ons lewens het nie. En daarom die vraag vandag, vir wie gee jy inspraak? Wie het vandag gesê, in jou hart? Who has a say in your life? In the beginning, God created the earth. After creating it, He created man and placed him on the earth to look out and after the works of God's hands. As the Lord is, He always gives man clear direction. He is still today. He is still giving us clear direction. And the beginning was no different. He gave clear direction. Die Here het vir die mens gesê dat hulle moes heers op aarde, hulle moes heers oor die werke van sy hande. Toch lees ons dat die slang listiger was as al die diere van die veld en hy het na die vrou gekom. In die eerste paar verse van Genesis 3 sien ons dat daar 'n gesprek ontstaan tussen slang en vrou. Nou mag ek op 'n ligte noot sê, dit is vandag baie anders. As enige slang opdaag in dieselfde omgewing waar 'n vrou is, hardloop sy. Gewoonlik, normaalweg. En sy gaan roep haar man om die slang te kom verby. Maar in hierdie eerste paar verse kom dit baie natuurlik voor vir Eva en die slang om in gesprek met mekaar te wees. Tog besef ek dat ons leef met 'n illusie in ons lewens. We have this illusion. Ons illusie is dat wanneer die duivels na ons toe kom, wanneer hulle kom met 'n aanslag teen ons lewens, dan gaan hulle opdaag met geweldige onwaarhede en lelike verwagtinge en aksies wat ek moet gaan neem as ek hulle wil navolg. That, however, is not how things unfold in our lives. That is not how things happen in life, and it also did not happen like that in the book of Genesis. Now let me explain it to you quickly by using a story. And
company. He was invited to an interview, and during this interview, the interviewer took out a pen and he gave it to the applicant, and he said to him, "Sell me this pen." The applicant had a look at the pen, and then he started his speech. He placed the interviewer's focus on the qualities and appearances of the pen. This, however, did not convince the interviewer to buy the pen. Why not? Most of the speech was openly visible. In other words, whatever the applicant used in his speech was openly visible to anyone who looked at the pen. What the applicant never did was to sell the pen to the interviewer based on the interviewer's need to have that specific pen. As die duivels na u en na my toe sou kom met al hierdie geweldige groot leuns, of met 'n versoek om iets verkeerd te gaan doen, sal ons onmiddellik nee sê. Ons sal nie omgee daartoe nie. Maar oorweeg gou 'n bende inleiding. Iemand wat wil betrokke raak by 'n bende. Daardie persoon word ingetrek met aanvaarding. Met ander woorde, 'n behoefte in hierdie persoon word aangespreek. Die verwerping wat hy beleef het. Die feit dat hy nie aanvaar word vir wie hy is nie, word aangespreek. En nou word hy ingetrek. Hy raak betrokke by bedrywighede, maar voordat hy ingelyf kan word, is daar dinge wat gedoen moet word in die inisiasieproses. Hy moet vir die bende wys, hy wil deel wees van hulle. En daarom iets doen wat hulle gedoen wil hê. Dit mag wees om iemand te gaan roof. Dit mag wees om 'n bank te beroof. Dit mag wees om iemand te vermoor. Nou as jy na iemand toe kom en sê, hoorie so, man, ek het 'n bietjie geld nodig, gaan daar gou en kyk wie kan jy langs die pad kry, val hulle aan en steel hulle geld en bring dit vir my. Gaan jy vir my sê, jy vir jou kop af? Jy kan nie so iets van my verwag nie, dis verkeerd. So die bende doen nie dit vir die een wat wil deel word nie. Hulle spreek sy behoefte aan. Hulle plaas die fokus op die behoefte om aanvaar te word. So die fokus word nie geplaas op die verkeerde daad nie, maar op die vervulling van jou begeerte, die vervulling van jou behoefte. Selfs, en dis 'n interessante gedeelte, selfs al weet jy nog nie dat jy daai behoefte het nie. Het jy geweet, dan kan 'n behoefte vervul word in jou sonder dat jy geweet dat jy die behoefte het? Eva het vir ons gewys. Kom nou.
So goed, hoe kry iemand dit reg om jou fokus te skuif van die daad na die behoefte toe? Hoe kry hulle dit reg? Deur inspraak. Deur inspraak. So my vraag aan jou vanmôre is, liewe kind van die Here, wie het inspraak in u en in my lewe? En waartoe lei dit jou en my? Wat laat daardie inspraak ons doen? In vandag se lewe moet ek dalk eerder die vraag vra, wat laat dit ons nie doen? Want jy sien, die skrif sê, as jy weet om goed te doen en jy doen dit nie, dan is dit ook sonde. Sonde is nie altyd wat ek doen nie. Dis baie keer wat ek versuim om te doen. The snake, the serpent came to Eve. And I want you to realize that he did not come to her with all kinds of lies. He came to her with a question. A simple inquiry. No lies. Just a question. Has God indeed said, you shall not eat of every tree in the garden? The devils know what God said. The devils know what God said. Who knows the Bible better than you and me? Not merely the guy next to you, and not necessarily the guy in front of you. For there are many others that knows much more. But the devil surely knows God's word. That's why when Jesus was tempted, the devil said to him, but it is written. He quoted scripture. Sort of. So the devil came to Eve, not with a lie. He just came with a simple inquiry. Has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? They ask a simple question in order to create doubt or to raise questions within us so that we shall reconsider our position and what we know. Sê gou vir my, hoeveel keer bid jy dan begin jy skrif bid, want iemand het vir jou gesê, as jy bid, dan moet jy skrif bid. En soos jy die skrif aanhaal, begin jy twyfel of dit in die regte weergawe is. En dan dink jy, is dit nou reg wat die skrif gesê? As jy kry, dan bid jy nie meer nie, jy wonder oor die skrif. In plaas van net om te gaan kyk en dan maar die skrif te lees en aanhou met jou gebed. So jy sien, wat probeer die duiwel doen? Die duiwels probeer twyfelsaam en vra in jou hart na vore bring, sodat jy jou posisie en wat jy weet sal bevraagteken. As ek weet wie ek in Christus is, en as ek weet wie Christus is, sal niks my beweeg. Maar wanneer ek twyfel in die liefde van die Here, wanneer ek twyfel in wie ek is, dan begin ek skryf. So as Eve responded to the serpent's
friendly inquiry. The serpent then answered and said, "You will not surely die." So he takes away her fear. And that was a lie. But the rest isn't a lie. He said, "For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." The snake followed up his inquiry with a lie, and then he covered the lie with the truth. So you first had an inquiry, then you had a lie sandwiched in between, a truth and an inquiry. He addressed a need Eve did not have or know she had. Purely because she allowed him a say in her life. And when she allowed him a say in her life, she opened up the door for other considerations. Ons moet verstaan dat selfs die skrif, die Bybel sal gebruik word in die proses van inspraak. Want daar is mos 'n skrif wat sê, ondersoek alle dinge en behou die goeie. Niemand van ons, ironies genoeg, gaan moord pleeg om te kyk of dit verkeerd is. Julle lag daaroor en ons vind dit lagwekkend, maar ons gebruik ons tong en ons pleeg moord. En ons leer dit eens. En dan En dan maak ons dit toe met 'n waarheid. Ondersoek alle dinge en behou die goeie. Hoekom moet ek iets wat verkeerd is gaan ondersoek? Die slang sê nie net vir Eva dat sy nie sal sterwe nie. Maar die slang, Satan, wakker 'n behoefte in haar aan. 'n Behoefte om soos God te wees. Ek het jou gesê, hy wakker iets aan, hy skep iets in jou, hy spreek iets aan sonder jy weet dit. Want sê hy vir haar, jy sal nie sterwe nie, maar God weet dat jy soos hy sal wees. It all starts with a thought. 'n Onskuldige gedagte. A thought I ponder on. A thought I consider. And eventually, a thought I act on. And that thought comes because someone had a say. Someone had input in my life. In my life. Once we allow input, what happened to Adam and Eve when they ate of the fruit? Their eyes were open. When we allow the thought, when we ponder on it,
experienced it, I never did it, whatever. So it opens my eyes to something new. Something we never considered. For the first time, like Adam and Eve, you note or take note of whatever. Because the serpent had input. He had a say in Eve's life. And so a new world opened up to her. Now if you would ask Eve, even Adam, after this experience, which life would you prefer? The one prior to the discussion you had with the serpent, or the one after you ate of the fruit, where your eyes were open and you knew better and you knew more and so on? Which life would you prefer? They would say the very first one. If I just did not allow that input, I would have been better off. Jy sien, maar ons fokus op Eva en die gesprek wat Eva gehad het, wat die slang met Eva gehad het. Maar besef ons dat Eva inspraak in Adam se lewe gehad het. Sonder om 'n woord te sê. Eva het inspraak in Adam se lewe gehad sonder om 'n woord te sê. Kom ons remind gou. Julle mag nie van die boom eet nie. As julle van die boom eet, gaan julle sterwe. Nee, jy sal nie sterwe nie. Jy gaan net wees soos wat God is. Sy vat van die vrug en sy eet. En nadat sy geëet het, gee sy vir Adam. Hier vind aksie plaas. Maar nie 'n gesprek. Adam het dalk eers teruggesit om te kyk of een van hulle gaan dood neerval. O nee, dan gebeur niks met daai oor, so ek kan maar eet. Sien jy, sy inspraak in sy lewe gehad. Daar is hy. Toe sy niks oorkom nie, toe eet hy ook van die vrug. So wat gee aanleiding tot sonde in jou en in my lewe? Inspraak. Inspraak. Onskuldige gesprek tussen Eva en 'n slang lei tot die bewustheid van 'n begeerte of 'n behoefte waaraan maar nooit van tevore aandag gegee was. Jy sien, as ek nie met daai ou gepraat het ek nooit geweet dit kan wees. Nou, dit kan goed of sleg wees, kom ons sê dit ook. Wanneer ek partykeer met iemand praat, maak hulle nuwe geleenthede vir my oop, wat goed kan wees. En daarom die vraag, weet inspraak. And so as all of these things unfolded, the Lord came to Adam. And what did he ask Adam? What was the Lord's question that he posed to Adam and Eve? He asked them, who told you? Who told you? He did not ask, why did you eat of the fruit? He did not ask them, where were you? Was jy nou weer op 'n plek gewees waar jy nie moes nie? No, the Lord wanted to know who told you, who had a say into your life.
speakers, we need to take note of what Matthew chapter 12, verses 36 and 37 says. Jesus said in these verses, "But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned." So be careful what you speak, what you say, for we will stand before God for every idle word we utter. Ag is net 'n ou grappie gewees. Ons moes ons goeie verskoon. Maar dan wil ek ook vir jou as luisteraar sê vanmôre, let op na wie inspraak in jou lewe geniet. Dit is by tye onvermydelik dat jy op plekke gaan wees waar jy in 'n gesprek betrokke gaan raak wat oortuigings of uitkyke kan bevraagteken. Dit beteken nie jy gaan soek daarvoor nie. Jy is net daar en nou praat die mense oor wat ook al en dit bevraagteken 'n oortuiging waarmee jy leef of 'n uitkyk wat jy het. Dis soos die slang se eerste vraag, is dit so dat die Here gesê dat jy nie van al die vrugte van die boom moet eet? So dis nie verkeerd die feit dat ek daar was waar die gesprek plaasgevind het nie. Dis wat ek doen wat tel in reaksie op die gesprek. Gee ek dan nou plek vir die vraag om op my te groei? Oorweeg ek die dinge in my hart met die uitkyk, ek sal dit ook graag wil doen? Of oorweeg ek dit met Here, wat wil U hê moet ek doen? Here, hoe sal hierdie ding, hierdie aspek my beïnvloed? What God wants to know, when He reached Adam and Eve, was, who told you? And that's the question He'll ask, and which He is asking even today in our lives. Who told you? And when He asked Adam and Eve the question, who told you, the blaming game started. Despite this, both Adam and Eve still answered the Lord's question. Who told you? It was Eve, Lord. Who told you? It was the serpent, Lord. They just used other words. Eve told Adam and the serpent told Eve. And so, as we turn our eyes to ourselves today, who told you what about yourself? What do you believe about yourself? And who told you? The moment Adam and Eve believed a lie, their whole reality changed. And the same applies to us. The voice or voices we listen to determine our future experiences. The voice or voices we listen to determine our future experiences. As I told you last week, my feet will always follow my beliefs. And yes, my beliefs will determine my future. Verstaan dus vandag
dat nie elke gedagte wat jy koester, is jou gedagte nie. Nie elke gedagte is jou gedagte nie, nie elke stem is jou nie. Maar met dit saam moet jy dan ook verstaan, dat nie elke stem wat jy hoor, vertel vir jou die waarheid. Salomo skryf in Spreuke, hoofstuk 14 en hoofstuk 16, en hy sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Die klem is op hierdie woordjie lyk. Daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Dit klink reg. Dit lyk reg. Maar dit laat my eintlik verdwaal. Dit laat my wegdraai. So vandag as jy na jouself kyk, en ek na myself kyk, wie het jou bekend gegee? Wie het vir jou gesê, jy is niks? Wie het vir jou gesê, jy is niks werd? Wie het vir jou gesê, jy beteken niks? Wie het gesê, jy het niks om te bied nie? Wie het gesê, jy is te oud of jy is te jong? Wie het gesê, jy is te gebroken? Daar is nie meer hoop nie. Wie het vir jou gesê, jy kan nie aangaan? Dit is te moeilik. Dit kan nie gedoen word. Wie het vir jou gesê, jou lewe tot nou toe diskwalifiseer jou om iets vir God te doen? Wie het jou te kenne gegee? Dis omdat jy die stem, toegang en inspraak in jou lewe gegee. Maar wat ons moet verstaan is, nie elke stem is God se stem. Selfs al is ek op 'n goeie plek, selfs al is ek sterk in die Here, beteken nie dat alles wat ek hoor en bedink van God is. Adam en Eva was in God se teenwoordigheid. God het met hulle gewandel. Hy het geweet waar om hulle te kry. Hulle was in Eden, in die paradys. En die stem wat kom, is nie van God nie. So wie het aan jou en my bekend gegee? Wat ons glo, wat ons terug, wat ons weg van dit wat God vir ons bedoel het. Vanmôre is dit tyd vir ons om weer stil te word. En God se vrede te vind. En in daardie vrede sy stem te hoor. En wanneer ons daardie stem hoor, seker te maak, dis die enigste stem wat ons volg. So ek sluit af vanmôre en ek vra jou, wie te sien in jou lewe? Wie inspraak in jou lewe? Hoe said what? Told you. Who has a say in your life? Kom ons vang ons dit. Here baie dankie vir u woord. U woord is die waarheid.
Die hemel en die aarde gaan verby, maar die woord, Here, hou stand tot in alle ewigheid. En die woord is eintlik so kosbaar, Here, want wanneer ons dit nie net vat op dit wat ons oorlopend sien nie, dan raak ons van diepere dinge bewus, Here. En dan kan ons meer oplettend wees. Ligter en waaksaam. Versigtig soos die duif. Of is dit versigtig soos die slang en opreg soos die duif? Here, help ons. Help us, Lord, not to allow others to have input in our lives. Those who will draw us away from Thee. Those who will keep us back, hold us back from doing what You have called us to do. Help us to see who the people, who the voices are that have a say into our lives, and to truly see whether they are of You. En Here, as dit nie van U is nie, om dit verder in inspraak te weinig. Ja, laat dit 'n stem wees wat daar buite spreek, maar laat ek nie meer daarop agslaan. Here, sal U die naprediker van hierdie woord wees, sal U dit in ons harte bære, en sal U ons help, Here, om te weet waar ons gaan, is waarin U ons lei. Is ons gebed in Jesus se wonderlike naam. Vandag ons, Here, met die ingesteldheid om die woord te oordink, dit ons eie te maak, dit in ons harte bære, is my gebed in Jesus se naam. Amen.